Goeiemôre leerders. Vandag gaan ons praat oor direkte en indirekte rede. So wat is direkte rede? Direkte rede is iemand se direkte woorde. Dit is die werklike woorde van 'n persoon wat tussen aanhalingstekens geplaas kan word. As ons kyk na die voorbeelde, ons kan sê, Sarah sê, ek is moeg, of ek is moeg, sê Sarah. Nou die formaat wat ons gebruik tydens direkte rede, is die persoon wat praat is of aan die begin of aan die einde van die sin. So Sarah sê of aan die einde sê Sarah. Voornaamwoorde kan in plaas van name gebruik word. So ons kan sê, sy sê, ek is moeg, of ek is moeg, sê sy, in plaas van Sarah. Die naam volg deur 'n komma wat aan die begin van die sin gebruik word. So, na Sarah sê, sit ons 'n komma in. Of aan die einde van die sin is dit eers die komma en dan sê Sarah. So na die komma is dit begin die aanhalingstekens. So Sarah sê, begin die aanhalingstekens, ek is moeg. Of ons begin dan die aanhalingstekens, ek is moeg, sê Sarah. Na die direkte woord voeg ons 'n volstop, 'n uitroepteken of 'n vraagteken by om die sin af te sluit. So Sarah sê, begin die aanhalingstekens, ek is moeg, punt. Of begin die aanhalingstekens, ek is moeg, sê Sarah, en dan punt aan die einde. Dan ons moet onthou om die aanhalingstekens toe te maak of te sluit. So Sarah sê, begin die aanhalingstekens, ek is moeg, punt, en sluit die aanhalingstekens om die sin te sluit. Of as dit aan die einde van die sin is, begin die aanhalingstekens, ek is moeg, sluit die aanhalingstekens, sê Sarah. Nou, wat is die indirekte rede? So die indirekte rede is die teenoorgestelde van direkte rede. Dit is wanneer iemand rapporteer of herhaal wat iemand anders gesê het. Daar gebruik ons geen aanhalingstekens nie. Omdat aanhalingstekens iemand se direkte woorde weerspieël, gebruik ons nie by indirekte rede aanhalingstekens nie. So die voorbeeld gee vir ons, Sarah het gesê dat sy moeg was. So die formaat wat ons nou hier gebruik, is begin eerstens met die naam of die voornaamwoord, so Sarah of sy. Dit volg deur dat, so Sarah het gesê dat. Daarna gee ons die rapporteerde woorde of die herhaalde woorde. So Sarah het gesê dat sy moeg was. Sluit af met 'n punt, 'n uitroepteken of 'n vraagteken. Sarah het gesê dat sy moeg was, punt. So geen aanhalingstekens word dus gebruik nie. Nou die stappe wat ons moet volg om te verander van direkte na indirekte rede. As ons kyk na die voorbeeld, sal ons by die direkte rede sien. Rory het gesê, aanhalingstekens, ek het my sleutels gesoek, punt, sluit die aanhalingstekens. By die indirekte rede verander dit na, Rory het gesê dat hy na sy sleutels gesoek het. So eerstens verwyder ons al die aanhalingstekens. Dan voeg ons dat in na die naam of die voornaamwoord het gesê. So Rory het gesê, dan verwyder jy die komma, verwyder die aanhalingstekens, dat. Verander die voornaamwoorde. So, by direk was dit, ek het na my sleutels gesoek. By indirek verander dit na, hy het na sy sleutels gesoek. Ons moet die tyd identifiseer, om te kyk na watse tyd moet dit verander. So, ek het na my sleutels gesoek, hy het na sy sleutels gesoek. So, dit bly nog steeds dieselfde tyd. Ons moet die sin afsluit, om na die berigte woorde, of na die herhaalde woorde. So, Rory het gesê, dat hy na sy sleutels gesoek het, punt.
Nou gaan ons kyk na die dinge wat verander, wanneer ons van direk na indirek verander. So in die direkte rede is dit in die teenwoordige tyd. Indirekte rede verander dit na verlede tyd. Ek verander na hy of sy, nou verander na dan, vandag verander na daardie dag, môre verander na die volgende dag, hier verander na daar, vanaand verander na daardie aand, laas week verander na die vorige week. En by direkte rede gebruik ons aanhalingstekens en indirekte rede gebruik ons geen aanhalingstekens nie. Nou, gaan ons 'n grammatika speurder aktiwiteit doen. So jy moet die volgende sinne in julle werkboeke neerskryf. Dan moet julle die fout vind en die sin korrigeer na die korrekte sin toe. Die eerste ene wat dan die foute korrek regstel, kry die wenprys. So die volgende sinne moet in julle werkboeke wees. Hy het gesê, dit is sy boek. Onthou, kyk na die aanhalingstekens en die komma. Hy het gesê, komma, aanhalingstekens, dit is sy boek, punt. Sy het gesê dat sy laat was. Of sy het gesê dit was laat. Sarah het gesê dat hulle baie slim is, punt. Tom het gesê dat sy vandag die hond stap, punt. Ben het gesê, aanhalingstekens, ek het die vorige week daarvan gehou om te dans, punt, sluit die aanhalingstekens. Onthou, tydens hierdie aktiwiteit moet jy kan identifiseer waar die foute lê. So gaan kyk terug na die reëls van wat alles verander moet word, dan moet jy identifiseer wat se foute in die sinne is. Die volgende aktiwiteit, na die speurder aktiwiteit, moet julle in pare van 2 tot 4 verdeel en julle moet die volgende sinne vir mekaar rolspel en ook die sinne verander na die teenoorgestelde woordelike spraak om te identifiseer wat sommige leerders weet en ander nie weet nie. So leerling A vra dan vir leerling B om die sinne van direkte na indirekte rede te verander. Sy sê, ek sal môre vir Susan bel. Hy sê, ek speel nou cricket. So nou vra leerling B dan vir leerling A dieselfde vraag om te onderskei wie die antwoord die beste weet. Die volgende stel vrae gaan leerling B vir leerling A vra om die sinne van direkte of indirekte rede na direkte rede te verander. Sarah het gesê dat sy die vorige dag skool toe gestap het. Ben het gesê dat hy buskaartjies vir die volgende week moet koop. Nou vra leerling A vir leerling B dieselfde vraag om te onderskei wie weer eens die beste antwoord weet. Julle huiswerk vir vandag gaan wees, doen die geskrewe aktiwiteit wat vir jou in die klas gegee is, doen die interaksie en kommunikeer met ander mense buite die skool of in jou gemeenskap deur direkte en indirekte rede spraak. Dit sal jou kennis van direkte en indirekte spraak goed ontwikkel wanneer jy dit mondeling sê om jouself te hoor of wanneer jy met ander kommunikeer en interak.